saam met my in die ateljee Freddie Nest. Hy is 'n huisnaam in Suid-Afrika, wonderlike treffers al gehad, maar het onlangs 'n traumatiese belewenis gehad. En vandag kom hy met ons deel hoe die Here hom deur dit alles gedra het. Baie welkom Freddie, dis lekker om jou in die ateljee te hê. Hallo Liesel, gaan dit goed met jou? Baie goed, dankie. Jy het 'n wonderlike loopbaan, diep spore al in die musiekindustrie in Suid-Afrika getrap. Vertel ons 'n bietjie daarvan, wat is jou hoogtepunte, wat staan vir jou uit? Liesel, hoogtepunte is nie vir my soseer dit wat ek bereik wanneer jy toekennings en dinge kry. Die hoogtepunte is wanneer ek sing in plekke waar die mense bietjie kuier, drinkplek en so aan, en ek lewer getuienis daar en mense kom na my toe en sê dankie vir die mooi boodskap en ek voel aangeraak en so aan, jy weet, want ek dink God het met my 'n manier, hy gebruik my op sulke plekke waar die mense dit nie sal verwag nie. Die mense dink ek doen sokkie musiek en dit is eintlik hoe ek bekend geraak het, maar my sokkie liedjies het boodskappe in. En dan daai boodskap dra ek oor aan my mense en wanneer ek vertonings doen en daar kom iemand na my toe en sê dit het my aangeraak, is dit my hoogtepunt. So ek het verskillende hoogtepunte in my loopbaan gereeld, week vir week. So ek is dankbaar daarvoor. Ja, en dankie dat jy verskil maak en dat jy die sout is waarvan die Bybel praat, wat ingaan in die wêreld in en 'n verskil maak. Dankie, ja, ek het arm groot geword. Ek het nie 'n lekker kinderlewe gehad nie. So dit is vir my lekker om plat op die aarde te bly. My filosofie in die lewe is hoe nader ek aan die aarde beweeg, hoe minder kans het ek om my bodem blou te val. So ek beweeg geweldig na aan die aarde. Ek bly so na op die grond as moontlik. Ek bly tussen die gewone mense soos ek. Dit is my lekker. Maar het jy met jou gesondheid deur diep waters gegaan? Ja, ek het 'n traumatiese 2012 gehad. Buite die bootritte wat ek gehad het waar ek nog amper versuip het, want ek is lief vir hengel, het ek alles oorleef. Ek is deur 'n kanker ding vroeg in die laas jaar, wat die land nie van weet nie, en ek is gediagnoseer met 'n melanoom. Dit is uitgesny, ek is skoon, dit was toe nie kwaadaardig nie. Prys die Here daarvoor. Buiten die boot dinge wat ek deurgegaan het, waar ek amper versuip het saam met 'n vriend in die see, daar het ons deurgegaan met die Here se genade, en toe tref 'n hartaanval my. Laas jaar, ek was vir 14 dae in die hospitaal. Ek het besef dat ek ongelooflik baie gebede gekry het van ondersteuning, van ondersteuners af en mense wat vir my lief is, en ek wil vir hulle dankie sê, want die krag in gebed is ongelooflik groot. So ek het nog 'n kans gekry om te bely, dat God se genade groot is. En ek leef maar daarmee. Ek is nie 'n ou wat elke Sondag in die kerk beland nie, want my loopbaan hou dit vir my moeilik om elke keer of gereeld kerk toe te gaan, maar ek het vir die mense goeie en slegte nuus. Dit beteken nie dat as jy kerk toe gaan, jy gaan hemel toe nie. Ja, nee. So, dis 'n persoonlike saak wat jy het met God. Jou persoonlike rit wat jy aanpak, jou persoonlike gesprek wat jy met God het, die manier wat jy lewe, dit alles dra by tot wat jy as mens is. Wil ek ook sê, dit is nie net gelowige mense wat gespaar bly nie. Gelowige mense gaan ook dood. So ons almal moet dood gaan een of ander tyd. Ek is net gespaar vir nog 'n ruk dat ek kan getuienis lewe en my musiek kan verder vat en nog 'n paar drome wat ek het kan verwesenlik, jy weet. Nou as jy nou daar op die hospitaalbed lê en jy weet dit kan dalk nou sulke tyd wees, jy is dalk nog weer laaste, wat gaan deur jou kop? Tyd gewees. Jy gaan deur emosioneel, gaan jy deur vir baie dinge. Die eerste ding wat jy deur gaan is, hoe beland ek hier? Dan besef jy, jou lewenstyl was verkeerd gewees. Ons het geleer om die lekker rooi vleis en die vetjie te eet en die suiker en die botter en alles wat cholesterol veroorsaak en so aan. En daai cholesterol gogga pak ons almal, jonk en oud. Van dit erf jy oor, van dit kry jy, van dit is jou eie toedoen. Dit is gedagtes wat deur jou kop gaan sodra jy agterkom, maar hoor jy het jouself siek geëet. En dan die hartseer gedeelte is wanneer jy jou gesin groet. Kinders, seentjie, dogtertjie, meisie, geliefdes, mense wat vir jou werk. En jy besef jy gaan dalk nie terug na jou huis toe nie. Jy lê daar tussen normale mense wat dieselfde probleme het. Van die mense gaan dood langs jou. Met minder probleme as wat jy het. En dit laat jy besef, maar hoekom haal jy nog asem? En dan besef jy dat as jy nog 'n dag kan lewe, en jy kan vir jou vrou of vir jou kinders sê, ek is lief vir julle, dankie vir alles, sorg goed vir jou ma,
So jou prioriteite, sou jy sê, dit het verander hier nog. Dit verander heeltemal. Wat word nou vir jou belangriker? Die familie ding is vir my verskriklik belangrik. Jy weet, want ons is altyd besig. Ek sê altyd vir die kinders, hoorie, wanneer kom julle kuier? Nee, maar ek is besig om dit en ek sê, hoorie, ons het nie regtig baie tyd nie. In 'n oogwink kan alles verander, jy kan jou pa of jou ma verloor of jou boetie of jou sussie. So daar's nie 'n waarborg oor tyd nie. Moenie uitstel en uitstel nie. Ja. As jy kan kom kuier, kom sê vir my hallo, kom kuier vir my. As ek dit kan doen, gaan kuier vir jou. En maak vrede met die mense wat jy dalk op wie se tone jy getrap het in die lewe. Jy weet, ek het sekerlik 'n paar mense se tone getrap en ek moes gaan bely en sê ek's jammer en ek moet leer om nie so gou kwaad te raak nie. Ek het verskriklik baie maklik kwaad geraak as 'n taxi voor my gestop het of nou raak ek uiterlik vies nie, innerlik nie, want ek het dit altyd persoonlik geneem. Stres veroorsaak cholesterol. Hoe raak jy van stres ontslaan in 'n land soos Suid-Afrika? Dit is moeilik, is nie maklik, maar dit is 'n kopskuif. Jy is so suksesvol. Jy het soveel bereik al met jou musiek en jou sang en jou liedjies. Wat sou jy sê, wat is jou dryfveer en die rede agter jou sukses en jou sukses slogan, as ek dit so kan stel? Ek dink die godsgegewe talent wat ek gekry het as skrywer, het ek gegaan en ek het dit geslyp. Ek doen dit nog steeds. Ek skryf nog steeds soveel as moontlik. Ek werk tans aan 'n projek waar ek gevoel het in die lig van dat ek dink ek het nie soveel tyd as wat ek gedink het ek het ek al van baie van die ou voertuie wat ek gesê het, eendag gaan ek dit restoreer. Hulle het ek al verkoop. Daar's nog van hulle wat ek van ontslaa raak want ek gaan nie by dit uitkom. Dit help ook nie hou net vas. So ek sluit my talent nog verder deur om die liedjies wat ek dink mense nog nie van weet nie, met mooi boodskapies in, is ek besig om te verwerk in my ateljee saam met Quentin Pendel en Werner Bekes wat my groot producer is, wat my gehelp het met van my groot treffers. Dis 'n projek wat ek op klaarmaak vroeg hierdie jaar, sodat ek die liedjies se boodskapies na die mense te kan bring. Dis nie 'n Christelike album nie, maar dit is geweldige groot, sterk boodskapliedjies en dis country musiek. Ja, lekker. Dis waarin ek groot geword het. Die land weet nie ek het eers Engels geskryf. Hulle dink ek doen nie sê my getoorde. Maar Freddie Nest, die ou wat die diep goed skryf, ek wil hê die land moet daai gedeelte van my herontdek. Ek het verskriklik baie jong kindertjies wat oogies en sê my in getoor sing en die liedjies ken, maar hulle ken nie die werklike Freddie Nest. So dink ek moet 'n projek doen wat nou amper klaar is, waarin ek so 16 liedjies vat en dit sing en laat verwerk soos wat ek het oorspronklik wou gedoen het. Want ek is nou reg daarvoor. Nou maak dit nie meer vir my saak, verkoop ek 100.000, 50.000 of 20.000 nie. Vir my maak dit nou saak. Ek maak nou musiek hierdie keer vir myself weer, soos ek in 17 jaar terug. So en jy dra boodskappe uit, dat vir jou belangrik is. Ek is besig met dit. Freddie, die tyd om het so vinnig verby gegaan. Dankie dat jy jou hart kom deel het met ons en sterkte met jou gesondheid. Pas jouself op en mag jou sangloopbaan net van krag tot krag gaan. Wil ek net gou vir die mense sê daar buite, staatshospitale. Moenie bang wees vir 'n staatshospitaal. Die mense daar het my soos 'n koning behandel by Steve Biko Hospitaal. Ons word soos konings behandel. Daai mense sorg vir ons en dis mense van kleur. En jy sê hulle het elke oggend vir jou Christelike liedjie by jou bed gesing. Hulle sing Christelike liedjies in daai hospitaal dat die gange weer gaan. Wat 'n voorreg. So buiten die feit dat dit 'n staatshospitaal is daai mense net soos ons, hulle sorg vir ons. Hulle is net so bang, hulle kry ook hartaanvalle. Hulle kry ook siektes, hulle het ook nood, hulle het ook dieselfde probleme met die krag en die water. Dis wel 'n staatshospitaal, maar dis wat ek gehad het en hulle het vir my gesorg. So ek wil vir Steve Biko sê baie dankie vir al die dokters en verpleegsters. Dis 'n mooi getuienis vir hulle. Dankie Freddie. Dankie vir julle. Dit was dan vandag se program gewees. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ek hoop jy voel geïnspireerd en ek hoop jy's geseënd. Tot volgende week. Sien jou dan.